Tussen woorde en karakters is daar 'n wêreld wat vir my wag. Ek leer en ek speel saam met almal net in die storiekas. Dit was nou lekker koud in die bos en al die diere het 'n bietjie later geslaap in die oggende. Maar nie Hannie Haas nie. Sy was altyd op voor die son. Soos ons weet, is Hannie Haas nie soos die ander hasies nie. Sy was baie nuuskierig. Sy loop gereeld in haar tonnelhuisie en vra. Hoekom sing die voël so vroeg in die oggend? Hoppetie, hoekom verander die maan van vorm en waar gaan die son in die aand heen? Een oggend vroeg maak sy die deur van haar tonnelhuisie oop en sien dat die lug nog donkerblou was buite. Sy vee oor haar oogies en gaan sit op 'n klip buite. Hoppetie hop, kyk die lig begin verander. Dit was donkerblou en nou begin die kleur verander. Hoppetie, maar hoe? Die lig raak ligpers, toe pink, daarna helder oranje. Stadig het die son bo die horison uitgegluur. Hoppetie, hallo son. Roep Annie, maar die son antwoord nie. Annie lig haar neus in die lug. Elke oggend kom die son op en elke aand verdwyn hy weer. Maar waarheen gaan hy? En hoekom gebeur dit? Vandag gaan ek uitvind. Ek is seker oupa Uil sal die antwoord hê. Annie hop vinnig deur die bos en groet al die diere wat nog die slaap uit hulle oë vee. Oupa Uil! Skreeu Annie. Waarom skreeu jy so, Hannie? Het jy seer gekry? Vra oupa Uil bekommerd. Oupa Uil, ek probeer uitvind hoekom die son opkom en sak. Weet jy dalk? Oupa Uil dink vir so 'n oomblik en besef toe dat hy self nie die antwoord ken nie. Dis 'n slim vraag, Hannie. Ek kyk baie na die hemel, maar ek moet bieg. Ek weet nie. Ek weet net dat die son elke dag op dieselfde plek opkom en elke aand weer sak. Hoppetie, maar hoekom? Oupa Uil het sy vere reg geskud. En miskien weet Katrina Kraai. Sy mag dalk verstrooid wees, maar sy's baie slim, sê oupa Uil. Hannie hop na Katrina Kraai toe en val somme met die deur in die huis. Katrina, hoekom kom die son op en gaan sak weer? Oupa Uil het gesê jy is die enigste een wat sal weet, hoppetie. Sê Hannie. Liewe Hannie, vang jy my nou onkant? Ek dink die son vlieg in die hemel soos 'n groot goue voël, sê Katrina. Hannie groet vir Katrina en hop weg, maar sy's nie heeltemal oortuig nie. Hoppetie, dit maak sin en dit lyk so, maar ek dink nie dit is die hele storie nie. Daar moet iemand anders wees wat die regte antwoord het. Sy hop terug na haar tonnelhuisie toe vir middagete en besluit om eers by die rivier te gaan stop om 'n bietjie vars water te drink. Daar op die oewer sien sy vir haar maatjie Wikus waterskilpad. "Middag, Hannie. Dit is so lekker om jou te sien. Wil jy 'n bietjie hier saam met my sit in die sonnetjie?" vra Wikus. Middag, Wikus. Hoppetie, ek is eintlik op 'n tog om die geheim van die son uit te vind, sê Hannie 'n bietjie mismoedig. "Dit klink opwindend, Hannie. Wat is jou vraag? Dan kan ek jou dalk help," sê Wikus en skuif 'n bietjie nader. Hoekom kom die son op en sak weer? Oupa Uil het gesê Katrina Kraai sal weet en sy het gesê dit is 'n groot goue voël wat in die hemel vlieg. Maar ek is nie heeltemal oortuig nie, hoppetie, sê Hannie. "Jou Katrina, dis ook net sy wat met so 'n unieke verduideliking kan kom. Kom ek vertel vir jou die waarheid, Hannie. Jy weet, ek mag dalk net 'n waterskilpad wees, maar ons is baie slim diere. Maar nie almal weet dit nie." Lag Wikus. Hannie spits haar ore en luister aandagtig na Wikus. "Tel daardie ronde klippie en hierdie stukkie gras op. Verbeel jou, die son is die klippie en die grasie is die aarde. Draai nou die grasie om die klippie. Die aarde draai die hele tyd om die son. Wanneer die grasie na die son wys, is dit dag. En wanneer die grasie wegkyk,
Is dit nag? Sê Wikus. Bobbie, so die aarde draai? Vra Hannie stom geslaan. Maar dit voel nie so nie. Sal ons nie afval as die aarde draai nie, Bobbie? Die aarde draai baie stadig, Hannie. Dis hoekom ons dit nie voel nie, sê Wikus. Ek sê jou wat, kom vanaand terug, dan kan ons sien hoe die aarde draai. Onthou, dit gaan die hele nag neem vir ons om te sien hoe die nag dag word, sê Wikus. Hannie het die hele middag na die klippie en die grassie gekyk. Hoe meer sy daarna gekyk het en die grassie gedraai het, hoe meer het sy dit begin verstaan. Bobbie, dit is wonderlik. En daar het ek gedink dat die son om ons draai, maar dit is net mooi andersom. En ons draai nie net om die son nie, maar ons draai ook om onsself. Die natuur is regtig wonderlik, sê Hannie hardop. Daardie aand het Hannie sommer al vroeg na Wikus toe gegaan en hulle het op die oewer gaan sit en gekyk hoe die nag dag word. Dit was wonderlik om te sien hoe die maan ook in die lug beweeg en hoe die naglig verander van ligblou, donkerblou, ligpers toe pink en daarna na helder oranje. Stadig het die son bo die horison uitgegloer. Hannie kon nie wag om vir al die bosdiere te vertel nie. Ai, die liewe ou Hannie Haas. As sy nie so nuuskierig was nie, sou ek en die ander bosdiere nooit geweet het waarom die son opkom en sak nie. Kom ons kyk weer hoe mooi het jy geluister. Oupa Uil gaan weer vir jou 2 vragies vra. Na die vraag gaan daar 10 sekondes wees vir jou om te dink oor die antwoord. En as die 10 sekondes verby is, gaan daar 'n klokkie lui en dan gee oupa Uil vir jou die antwoord. Goed, hier is die eerste vraag. Wat was Hannie se vraag gewees? Hier is die antwoord. Hannie wou weet waarom die son opkom en sak. Hier is die tweede vraag. Wie het vir Hannie die regte antwoord gegee? Hier is die antwoord. Wikus waterskilpad het vir Hannie Haas die regte antwoord gegee. Mooi geantwoord. As jy die Storiekas wil ondersteun met 'n finansiële bydrae, volg asseblief die skakel op ons sosiale media.